Hierdie is die begin van ons mees kontroversiële reeks op hierdie kanaal tot dusver. Die waarheid oor die ANC. Die ANC verkoop hulself vir dekades lankal as 'n bevrydingsbeweging, maar hulle is definitief nie as een begin nie. Die waarheid is dat die ANC juis in 1910s gestig is om kolonialisme en Europese oorheersing, of eintlik Britse oorheersing in Afrika, te bevorder. Dit was hulle doel. In hierdie video gaan ons die oorsprong van die ANC ontbloot, nie hierdie romantiese struggle weergawe wat in ons skole gepraat word nie, maar die werklikheid van 1912, 'n tyd waarin die Britse ryk pas die hele suidelike Afrika onderwerp het, die boere verslaan het en 'n nuwe politieke orde wou bou. En as vennote om hierdie nuwe koloniale orde te laat slaag, het die Britte gebruik gemaak van 'n swart elite, die ANC, gevorm in Oxford, in Amerika en Britse sendingskole, wat bereid was om die nuwe Britse orde nie net te aanvaar nie, maar ook onder die swart massas te bevorder. Dit is die oorsprong van die ANC. Aan die begin van die 20ste eeu lê suidelike Afrika in skerwe. Die Britse imperialisme het sy merk gelaat met 'n verwoestende oorlog in die binneland, terwyl dit vir 'n geruime tyd reeds volledige beheer van die meeste kusgebiede gehad het. Armoede en verwoesting was oral in hierdie land sigbaar. In hierdie deel van die wêreld is die tipiese imperialistiese strategie toegepas om die bestaande orde omver te werp, om dan vanuit die chaos 'n nuwe politieke orde tot stand te bring. Dit was in hierdie konteks wat die ANC as 'n party tot stand gekom het, nie as 'n bevrydingsorganisasie nie, maar as 'n pro-Britse, pro-koloniale instrument van 'n groep loyale swart elites wat die massas wou kry om die Britse imperiale orde te omarm, Britse waardes te aanvaar en die uiteenlopende swart volkere nie teen Brittanje nie, maar onder Brittanje te verenig. Die ANC se stigting was die vrug van die praktiese toepassing van die Britse koloniale strategie. Breek boere-Afrikaner nasionalisme, bevorder 'n loyale swart elite en bind albei saam as onderdane van die Britse kroon. In 1910 is die Unie van Suid-Afrika dan gevorm onder die Britse beheer. Om hierdie Unie te vorm, het die Britte gedurende die voorafgaande eeu nie minder nie as 12 verskillende state of gebiede geannekseer om saam onder die kroon te verenig. Die 3 boererepublieke van die Oranje Vrystaat, die ZHR en Natalia, die voormalige Nederlandse kolonie in die Kaap, die Vryburgerrepublieke van Swellendam en Graaf-Reinet, Griekwaland Wes, Griekwaland Oos, die Zulu Koninkryk, die Xhosa stamgebiede, die Pedi Koninkryk en die Kuku gebied in die Wes-Kaap. Hierdie reuse mengelmoes van volkere en kulture is nou almal saam onder een imperiale gesag verenig. Uiteraard was hierdie verowerde volke nie almal dadelik so ontsettend positief oor die Britse gesag nie, veral nie die boere-Afrikaners nie, aangesien die Britte net enkele jare tevore hul vrouens en kinders in konsentrasiekampe op die wreedste manier denkbaar uitgemoor het. Die Britte het geweet dat hul ideaal om van die boere getroue burgers van die Britse ryk te maak 'n opdraande stryd sou wees. Ons volk het nasionalisties gebly en dit was duidelik veral uit die Christelik nasionale skole wat gedurende daardie tyd opgerig is as teenvoeter vir die Britse imperiale onderwys, self opgerig is deur ons eie mense. Omdat Brittanje besef het die boere gaan nie so maklik buig nie, het hulle hul daarom eerder gewend tot die swart elites van die tyd, wat baie meer toegeneig tot koloniale invloede was as die boere op daardie stadium. Onthou, hierdie swart elite is almal opgevoed in Britse sendingskole, wel meerendeels Britse sendingskole. Die boere aan die ander kant het hulle eie skole gebou, wat beteken dat omdat die boere hulle eie skole self gebou het, die Britte nie soveel invloed op die kinders kon uitoefen soos op die swart kinders nie. So hierdie swart elite wat kinders was wat deur Britse opvoeding opgelei is, was baie meer vatbaar vir die Britse ryk se ideale. Een van hierdie elites wat sterk onder die invloed van die Britse ryk gekom het, was 'n man met die naam van Pixley Isaka Seme.
Hy was in Indaba naby Durban gebore en is vernoem na die Amerikaanse sendeling Dominee Stephen Pixley. Nadat hy sy skoolloopbaan in Natal voltooi het in 'n sendingskool, is hy in 1902 na Amerika om by Columbia Universiteit in die stad New York te gaan studeer. Nadat hy sy BA graad daar voltooi het, het hy regte by Oxford Universiteit in Engeland studeer, voordat hy in 1910 teruggekeer het na Suid-Afrika om as 'n jong prokureur in Johannesburg te begin werk. By Oxford het hy 'n elite Britse opvoeding ontvang en is grootendeels met die koloniale ideale besiel. Met sy terugkeer na Suid-Afrika het Isaka Seme homself ook beywer om hierdie nuwe verenigde en imperiale konstruk van die Unie van Suid-Afrika te maak werk. Maar vir die swart volke om goeie onderdane van die Britte te word, was dit nodig om stamlojaliteite heeltemal af te breek en die swart massas as Britse burgers lojaal aan die kroon te verenig. En so is die idee van die South African Native National Congress, later bekend as die African National Congress of ANC, gebore. Toe hierdie organisasie deur die Britte in samewerking met 'n paar swart elites gestig is aanvanklik in 1912, is Isaka Seme se oom John Dube as die eerste ANC-president verkies. Dube was 'n predikant in die Kongregalistiese kerk wat deur die Amerikaanse sendelinge in Natal gestig is. En hy was op daardie stadium reeds ook veral bekend reg oor die land nadat hy in 1900 die eerste swart man geword het wat 'n skool binne die grense van wat vandag as Suid-Afrika bekend staan gestig het. Dube se Ogklange Instituut is bewustelik gebaseer op die Afro-Amerikaanse opvoedkundige Booker T. Washington se Tuskegee Instituut, waarmee Dube kennis gemaak het toe hy vanaf 1887 tot 1892 in die Verenigde State studeer het. Hy het Tuskegee se sterk klem op Christelike waardes, familiewaardes, selfstandigheid en morele vorming in sy eie skool hier op Afrika se bodem probeer inbou. Nou, die interessantste en mees ironiese deel van hierdie verhaal is dat Booker T. Washington, die man wat die eerste ANC-president sou inspireer, self 'n voorstander van rassesegregasie of, as ons nou mooi Afrikaans wil praat, apartheid was. In sy bekende 1895 toespraak by die Atlanta Expo sê hy byvoorbeeld die volgende, en ek haal aan: "In all things that are purely social, we can be as separate as the fingers, yet one as the hand in all things essential to mutual progress." Terwyl Washington se meer liberale Afro-Amerikaanse tydgenote soos byvoorbeeld W.E.B. Du Bois hom as 'n verraaier en 'n simpatisant van blanke oorheersing veroordeel het, het John Dube verkies om sy voetspore te volg. Trouwens, in Dube se eie eerste presidensiële rede as leier van die ANC, het hy Washington nagevolg deur ook nie op te roep tot rasse-integrasie in teenstelling met segregasie nie, maar eerder te pleit vir gemeenskaplike swart nasionalisme wat al die verskillende stamme en koninkryke onder die een Britse kroon sou verenig. In sy heel eerste toespraak as ANC-leier beweer Dube die volgende: "Although as a race we Africans can claim an ancestry more ancient than almost any round about us, yet as citizens of the glorious British Empire, we are the last-born children, just awakening into political life. Politically, we are newborn babies. We are still very young and inexperienced, and as such, it behoves us to feel our way slowly and warily on the steep and thorny path, one that will safely and surely lead us to our goal, the attainment of our rightful inheritance as sons of Africa and citizens of the South African Commonwealth." 'n meer pro-Britse en pro-koloniale sentiment kan beswaarlik uitgedink word. Die ANC was 'n pro-Britse instrument van kolonialisasie. Dube beskryf hier swart mense as last-born children van die glorious British Empire, waarmee hy 'n duidelike kontras skep tussen die glorie en mag van die Britse imperiale ryk waarvoor hulle staan en die organiese tradisionele swart Afrika kultuur
wat hier basies as agterlik beskryf is. Die ANC is dus begin as hierdie pro-Britse pro-koloniale konstruk met 'n bepaalde Christelike invloed. Dit was veral die kongregalistiese Amerikaanse sendingkerke en metodistiese kerke wat deur die British sendelinge in Suid-Afrika gestig is, wat die vroeë ANC-leiers se pro-koloniale en pro-anglo-saksiese denke gevorm het. Hierdie tradisies waaruit die eerste ANC-leiers gekom het, was in die laat 19de eeu ook reeds bekend as die mees liberale vorm van die Christendom, en hulle het baie meer as byvoorbeeld Calviniste of Rooms-Katolieke van daardie tyd die liberale sogenaamde gelykheidsteologie omhels. As 'n mens dus die begronding en die ideologie van die ANC met sy stigting in 1912 kortliks moes beskryf, sou dit wees 'n tipe liberaal Christelike pro-Britse imperialisme gewortel in 'n gemeenskaplike swart Afrika identiteit wat vir die swart mense van hierdie land getroue onderdane moes maak van Brittanje. Dit, vriende, was die wortel en die begin van die ANC. In ons volgende video gaan ons kyk na die vroeë ontwikkeling van die ANC en wat hulle ideale was in die konteks van die Britse Unie van Suid-Afrika in die 1910s en 1920s. In hierdie verband gaan ons juis kyk na die 1913 Naturelle Grondwet wat ongeveer 'n jaar na die ANC se stigting deurgevoer is en 'n baie belangrike rol speel. Kyk gerus daarom na ons onlangse video oor hierdie onderwerp deur bloot te klik op hierdie skakel wat tans op die skerm verskyn om vir julle 'n bietjie meer konteks te gee vir môre se video. En maak ons hande sterk deur 'n lid van die Willem Pet se groep te word. Sonder u hulp kan ons nie die harte van ons mense verander met hierdie video's wat ons vervaardig nie. Volg doeteenvoudig die stappe op die banner onder aan die skerm. Totsiens. God seën elkeen van u.